Hallo en welkom by Kerk Sonder Mure se aanlyn erediens. Vandag lees ons uit Psalm 88 met die tema wat moet gelowiges doen in tye wanneer dit donker gaan. Miskien het jy al daardie vraag gehad en miskien wonder jy hieroor. So bly ingeskakel en as hierdie boodskap vir jou enige waarde het, stuur dit gerus aan vir vriende en familie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons U kan ken. Here, dat ons U woord het wat vir ons dinge oor U leer en wat selfs vir ons leer wat ons verwagting moet wees as gelowiges in hierdie moeilike wêreld. Here, mag U ons aanraak deur hierdie boodskap en ons help en Vader, ons verwagtinge met belyn met die waarheid van die Bybel. Here, seën ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Julle vanoggend se tema is hoe maak ek met donker tye? Hoe maak ek met donker tye? Nou dit kan dink of dit kan voel dat vanoggend ons hier op hierdie lae plek gaan begin, maar dit is waar, maar ons gaan by 'n hoogtepunt uitkom, ek beloof. So ons gaan in Psalm 88 lees. Jy's welkom om saam met my in die Bybel te volg. Dit gaan ook op die skerm wees, maar in Psalm 88 gaan ons vandag iets ontdek van wat gelowiges moet doen of reageer binne in donker tye in ons lewe. Wat moet ons doen wanneer dit rondom ons donker word? So ek gaan lees Psalm 88 vanaf vers 2. Here, God van my verlossing, dag en nag roep ek tot U. Luister tog na my gebed, hoor my hulp geroep. U het my heel onder in die diepste kuil gesit, in die donkerste dieptes. U toorn rus swaar op my, U golwe het oor my geslaan. U het my vriende van my weggeneem, U het gemaak dat hulle my verafskie. Ek is vasgevang en kan nie ontsnap nie. My oë is dof van droefheid. Here, elke dag roep ek na U om hulp. Ek sprei my hande uit na U in gebed. Is U wonders vir die dooies bestem? Staan dooies op om U te loof? Word U liefde in die graf verkondig en U trou in die plek van verderf? Is U wonders bekend in die donkerte, U regverdigheid in die plek van vergetelheid? Maar ek roep na U om hulp, Here. Elke oggend is my gebed voor U. Here, waarom verstoot U my? Waarom draai U weg van my? Vanaf my jeug het ek gelei en was ek naby my dood. Die las van U verskrikking het my in verwarring. U toorn het my oorweldig, U verskrikking het my vernietig. Die hele dag omring hulle my soos vloedwater en sak op my toe van alle kante. U het geliefdes en vriende van my weggeneem. Duisternis is my enigste geselskap. Die Bybel, veral in die boek van Psalms, is daar baie gebede van mense wat deur donker tye gaan. Reg oor die Bybel sien ons dit, ons sien dat mense gaan deur moeilike tye, en vandag gaan mense nog deur moeilike tye, en feitelik al die gebede van mense wat in die Bybel opgeteken is, veral in die Psalms, eindig op 'n plek van hoop, eindig op 'n plek waar daar so 'n bietjie lig in die einde van die tonnel is, iets waar mense sal sê, "Sjoe, ek gaan nou deur 'n baie swaar tyd, ek weet dit is nie nou vir my baie lekker nie, maar iewers daar in die verte sien ek iets van 'n liggie wat skyn aan die einde van die tonnel. Iets daar ver kan ek dalk vir God in die verte sien, of ten minste vir hom hoop." Maar daar is twee psalms, twee van hierdie gebede, wat in die Bybel wat nie op 'n plek van hoop eindig nie, maar wat eintlik in 'n plek van diep donkerte eindig. En die een is Psalm 39, ek gaan later 'n bietjie na hom verwys, en dan die ander een is een wat ek nou net gelees het.
En dit is baie duidelik dat wanneer ons dit lees en ons het dit net gedoen, dat die tema van hierdie gebed is een van donkerte. Donker tye. En inteendeel as jy na die oorspronklike teks gaan kyk, en dit onthou dit is poesie, so in ander woorde, die manier hoe dit geskryf is belangrik, en die heel laaste woord van hierdie Psalm eindig met die woord duisternis. Dit is hoe hy eindig, dit is wat hy neersit, dit is hoe hy toemaak, dit is die laaste gedagte wat hy wil neersit vir die persone wat hierdie ding lees. So as 'n mens dit letterlik sou vertaal, dan sou die laaste sin van hierdie gebed wees: my enigste vriend, my naaste vriend is duisternis. Dit is waar hierdie ou sit wanneer hy hierdie gebed skryf. Julle nou, watter tipe gebed eindig so? Watter tipe gebed eindig nie op 'n plek van hoop nie, maar in duisternis? En nog 'n groot vraag, wat doen hierdie gebed in die Bybel? Tel daar gewonder, hoekom is hierdie gebed in die Bybel? Nou, Tim Keller help my met hierdie, en hy sê, hierdie gebed is in die Bybel, hy is hier, want dit leer vir ons iets oor God, en dit leer vir ons iets oor onsself. En hy gaan 3 goeders neersit vanoggend, en dan gaan ons by die nagmaal uitkom op die heel einde. Die heel eerste een wat hy neersit, die eerste ding wat ons leer, is dat ons leer dat donker tye vir 'n lang tydperk in gelowiges se lewens teenwoordig kan wees. Dis die eerste ding wat ons kan raak sien in hierdie gebed. So die eerste ding julle wat ons moet raak sien, wanneer ons hierdie gebed lees, en wanneer ons bietjie kyk wat hier aangaan, dan sien ons dat hierdie is 'n gebed van 'n gelowige. Hierdie is nie 'n gebed van iemand wat dalk wonder, hoorie, is daar 'n God, of jy weet net sê, nee, daar is nie 'n God nie, dit maar net 'n moeilike 'n lewe, of wat ook al aangang is. Nee, hierdie is iemand wat in God glo. Hy sê daarso, ek bid tot U elke dag, ek is op soek na U, en hy aanskou God as sy redder. So hierdie is iemand wat dink aan God as iemand wat hom red, iemand wat hom vashou, iemand wat by hom is, iemand wat regtig vir hierdie persoon omgee. So hierdie is wat ons sal noem 'n diep gelowige. Maar dan, 'n ander ding wat ons moet raak sien is dat al is hierdie persoon 'n baie diep gelowige of gelowige wat in God glo, dan sien ons ook dat dit gaan met hom regtig sleg. Nou, ons weet nie wat die omstandighede presies is van hierdie persoon nie, maar ons weet 'n paar goed. Ons weet dat sy vriende is besig om hom te verafskeid, hy het sy vriende verloor, en ons sien ook dat hy skryf, en hy sê hy's naby die dood, so dalk is daar iets fout met hom, en hy's besig om dood te gaan. Jy weet dit, so hy struggle met iets in sy lewe, en is regtig vir hom 'n donker tyd. En hy vra daar, hy sê, Here, waar is U? Hoekom het U my verlaat? En hoekom gebeur hierdie goed met my? So dis 'n gelowige wat hierdie donker goed mee gebeur, en dan vra hy, hoekom gebeur dit met my, Here? So hy's duidelik in 'n donker gat. Hy beleef donkerte van buite en van binne, van buite af. Dit is jou omstandighede, dit is die goed wat jy nie oor beheer het nie, goeders wat met jou gebeur, wat jou lewe regtig sleg maak. En dan is daar donkerte van binne, en dit is regtig wanneer dit half jou toesmoor, dit is wanneer jy geen uitkom kan sien nie. Hierdie ou beleef beide. Nou, hierdie is nie een of ander goddelose persoon, wat slegte goeders doen, en God vloek, en allerlei goeders, wat 'n mens sou kon sê, maar jy verdien dit nie. Jy weet, omdat jy optree wat jou lewe so uitmekaar uitval, né? Nee. Hierdie is soos daai ou tannie wat haar alles sal gee. As dit reën of nie, kerk toe sal kom om seker te maak dat sy leef die Jesus lewe, 'n genuine, 'n goeie Christen is. Dit is wie hierdie persoon is wat hierdie teks beskryf. En dit voel amper onregverdig dat slegte goeders met hom gebeur. So wat is die punt van hierdie Psalm? Die punt is, die Bybel probeer nie om vir ons te jok nie. Die Bybel, of hierdie Psalm wys vir ons, dat die Bybel is realisties en eg. Wat bedoel ek daarmee?
Hierdie Psalm spreek die realiteit aan, dat al is jy 'n gelowige wat al die regte dinge doen, dat slegte goed nog steeds met jou kan gebeur. En wanneer dit met jou gebeur, is daar 'n moontlikheid wat dit vir baie lang tyd kan aanhou. Hierdie Psalm help ons om realistiese verwagtinge te hê en vir onsself te skep oor wat dit beteken om vir Jesus Christus te volg. Wat dit beteken om 'n gelowige te wees. En dit breek bietjie hierdie wanindruk af, en daar is 'n klomp mense wat hierdie wanindruk het, dat wanneer ek vir Jesus volg, wanneer ek 'n gelowige is, dan moet dit net met my goed gaan. En mense sal sê, want God is mos aan my kant, en as God aan my kant is, dan moet dit mos met my goed gaan. Hy wil hê dat dit met my moet goed gaan, en ja, dit is waar. Maar die verwagting kan my by 'n ander plek uitbreek. Wat hierdie Psalm vir my sê is, ons moet nie 'n vals verwagting skep van wat dit beteken om 'n gelowige te wees nie. Ons moet nie dink dat wanneer ons kies om vir Jesus te volg, dat ons lewens net maanskyn en rose gaan wees nie. So hierdie Psalm breek vals verwagtinge af. Dit is wat hy doen. En dit leer ons bietjie oor ons verwagtinge, oor hoe ons as gelowiges moet optree. En hoekom is dit belangrik? Want julle verwagtinge is 'n groot deel oor hoe ons met moeilike en donker tye werk. Hoe ons daarmee deel. Hoekom? Want moeilike tye in op sigself is baie sleg. Wanneer slegte goed met jou gebeur, dis regtig sleg. Maar weet julle wat's nog erger? As jy die verwagting gehad het dat slegte goed nie met jou kan gebeur en dit gebeur. Want dan is daar 'n mismatch tussen dit wat jy beleef en dit wat jou verwagting was, en dan dit wat gebeur met jou is soveel keer erger, soveel keer groter as wat dit eintlik is. Want jou verwagting was nie reg nie. Jou verwagting het jou by 'n plek uitgebring waar jy absoluut verpletterd is. 'n plek waar jy tot kan sê, na die Bybel kan kyk en sê, die Bybel is net 'n foefie en God bestaan nie. Julle, die feit dat hierdie Psalm in die Bybel is eintlik vir ons 'n stukkie genade. Want dit help ons om ons verwagting met die realiteit van die Bybel te belyn. Hoe help dit ons om deur moeilike tye te worstel? Julle, meeste kere is die grootste gedeelte van ons worsteling in moeilike tye omdat ons verwagting verkeerd is, dit wat ek nou net vir ons gesê het. En wanneer ons dit kan regkry, dan kan dit ons help om anders te kyk na die diep en donker tye. So dis die eerste ding. Die tweede ding wat hierdie Psalm ons leer, is dat donker tye is werklik die beste tyd om God se genade te ontdek en te leer ken. Nou dit is nou nogal 'n bold statement wat ek nou maak, né? Maklik om te sê as jy nie deur die dinge gaan wat ek deur gaan nie. Nou, ek weet nie of julle enigsins ongemaklik gevoel het toe ons nou die Psalm gelees het waar hierdie ou bid nie. Het julle dalk ongemaklik gekyk na hoe hierdie ou met God praat, hoe hy bid? Julle, die manier hoe hierdie ou bid is nogal disrespekvol teenoor God. Wanneer hierdie man bid, dan bid hy op 'n sarkastiese manier, hy bid in 'n konfronterende manier, en dit is nogal asof hy vir God ondervra. Nee, die Engelse sal sê, dit is wanneer jy hom interrogate, jy weet, wanneer jy half iemand sê, hoe durf jy? Vertel my, wat gaan aan? Dit is wat hy doen met sy gebede, hy ondervra God. Hy sê, Here, ek wil oor u getuig, ek wil van die goedheid praat, ek wil die wêreld vertel van dat u 'n verlosser is en dat u my verlosser is, maar hoe kan ek dit doen as ek dood is? Hy is gefrustreerd met God. En hy kom bitter naby daai aan om vir God te sê, Here, antwoord my nou. Het jy dalk al so gevoel? Here, antwoord my nou. Sjoe, hierdie ou praat rof met God. En dan sien ons dat hy nogal oordryf, né? Ons sien dit byvoorbeeld wanneer hy sê, vanaf my jeug het ek gelei. Met ander woorde, hy sê, die Here was nog nooit by my gewees nie. Nog nooit was hy by my gewees nie. Ek het altyd nog in die donker tye ondergaan. Hy worry nie oor my nie.
Ons het ook nogal 'n neiging om te oordryf wanneer ons deur moeilike tye gaan. Is dit nie waar nie? Wanneer ons deur donker tye gaan, dan kyk ons alles in ons lewe, ons aanskou alles in ons lewe deur daardie oomblik. Dit is asof ons tunnelvisie kry. Dis die enigste ding wat ons kan raak sien. En ons bekyk alles in ons lewe deur dit. Die Engels sal sê, it frames the way that we see and we look at things. Dit sit 'n rampie om en alles in ons lewe word ingekleer deur dit. En dis wat hy hierso sê. Hy sê, dit het nog altyd net met my sleg gegaan. En dan kom hy aan die einde van hierdie gebed wat hy sê, Here, duisternis is tans 'n beter vriend as wat U vir my is. Sjoe. Dink jouself in as jy op 'n plek kom waar jy sê, Here, duisternis is op die oomblik 'n beter vriend as wat U vir my is. Eerder as wat hy sê iets soos, Here, ek weet dat U was in die verlede by my gewees. Ek het al gesien hoe U goedheid in my lewe afspeel. Ek het al gesien hoe U vir my sorg, hoe U my deur ander donker tye in my lewe deurgetrek het. Eerder as wat hy dit sê, kies hy om te sê, ek is ontnugter. Duisternis is 'n beter vriend as God. Nou, die vraag hier is, hoekom laat God dit toe dat hierdie gebed in die Bybel opgeskryf is? Hierdie gebed help nie regtig enige iemand die doen dit. Inteendeel, God loop die risiko dat mense na hierdie gebed sal kyk, dit sal lees en dink dat dit is oukei om so met God te praat. Dat dit oukei is om sulke konfronterende, aggressiewe gebede half te hê, om half konfronterend te wees teenoor God. Hy loop die risiko dat mense sal kyk na hierdie Psalm en sê, wat se God is dit? Een wat nie in my donkerste donker na my uitreik nie. Wat se God is dit? Hoekom moet ek hierdie God volg? Dis sy Bybel. Hy kan kies wat hy wil insit en uithaal. En dan kies hy om hierdie gebed in die Bybel te sit. Hoekom? Derek Kidner het 'n goeie kommentaar oor hierdie twee gebede. En dit help my met so 'n bietjie perspektief oor hoekom hierdie tipe gebed in die Bybel is. En hy sê die volgende. En dit leer ook so 'n bietjie van 'n stukkie genade wat ons het. Hy sê, the very presence of such prayers in Scripture is a witness to God's understanding. God knows how men speak when they are desperate. Wat Derek hier sê is, in hierdie gebed, hy sê hierdie gebed is hier, omdat God kies om dit hier te set, want dit leer vir ons iets van wie God is. Hy nie skrik en sê, mense moet nie hierdie ding sin nie, maar nee. Hierdie gebed is in die Bybel, omdat God 'n God is van genade, en omdat God wil hê, dat jy moet weet, dat hy weet hoe jy praat, wanneer jy deur donker tye gaan. Hoe jy praat, wanneer jy desperaat is. Dit is hoekom hierdie gebed hier is. God verstaan. God weet, al voel dit nie vir jou, of hy doen nie. En dit is 'n stukkie genade. Nou, die gebede wat hier in hierdie Psalm voorkom, herinner my nogal aan die tipe gebede wat ons ook in nog 'n boek kry. Die boek van Job. Colin het op 'n stadium oor Job gepraat, en julle het iets van daai gebede gehoor. Selfde tipe gebede. Wat gebeur in hierdie boek? Satan kom na God toe, en dan sê God vir Satan, kyk na my dienskneg Job. Kyk hoe amazing is hy, kyk hoe aanbid hy my, kyk hoe, maak nie saak wat nie, hy is lief vir my. Kyk na hierdie dienskneg van my. En dan kom Satan na God toe en hy sê vir hom, ja, dit is so, maar hy doen dit net omdat jy as God vir hom sorg. Jy gee vir hom alles waaroor hy dankbaar is. Jy maak seker dat sy lewe goed is en daarom is hy dankbaar. Hy doen ABC omdat jy ABC doen. So dit is die aanklag wat die duiwel half kom neersit. So wat doen hy? So Satan
bevraagteken die idee of Job regtig lief is vir God. Wat hy eintlik op die tafel wil kom neersit, is hy wil sê dat Job is in 'n transaksionele verhouding met God. Basies sê hy dat die enigste rede hoekom hy doen wat hy doen, is omdat hy iets uit God uit kan kry. Hy is nie regtig lief vir God nie. Hy is eintlik selfsugtig en hy gebruik God om homself te bevoordeel. Nou Satan se vraag hier is eintlik belangrik vir ons vandag. Hoekom? Want die skrywer wat die boek van Job geskryf het, wil nie net vir ons, of ons moet net dink dat Satan die vraag vra aan Job nie, of die stelling maak teenoor Job nie, maar dat Satan dit selfs met ons vandag doen. Hy wil dat ons moet weet dat Satan vra dit oor ons. Is jy regtig lief vir God? Of dien jy net vir God omdat jy iets uit hom uit kan kry? Of iets uit hom uit wil hê? Wel gemeente, sê jy vir my, is die Satan reg oor jou? Ek dink, as ons baie eerlik is, sal die eerlike antwoord baie keer ja wees. Wel ten minste het baie van ons so begin om vir Jesus te volg. Omdat ons iets nodig gehad het by hom. Omdat ons gehad het, hy wil iets fix in ons lewe. Dankie tog, ons groei en ons verander. En ons besef met tyd, maar ons is regtig lief vir God. Ons het 'n hunker na God. Ons volg nie net hom omdat hy een of ander probleem vir ons moet oplos nie. Nou, Job bid baie van dieselfde soortgelyke gebede wat hier plaasvind. Hy het ook gekla, hy was ook kwaad en daar het 'n klomp dinge gebeur. Hy het ook nie reg gebid nie, want 'n mens kan kyk na hierdie ou in Psalm, hy het nie reg gebid nie. Dis nie 'n rolmodel van hoe 'n mens moet bid nie. Maar dan sê God 'n baie interessante ding, en dis wat ek wil by uitkom, aan die einde van die boek van Job. Dan sê hy, ja, dit is so, Job het al hierdie gebede so gebid, en hy was kwaad, en hy het 'n klomp goed gesê wat hy nie moes gesê het nie, maar Job het my geëer. Ek sê, wat? Wat bedoel God? Wat sê hy hierso? Hoekom sal God na al hierdie gebede oor Job wat kla en al hierdie toepers sulke goeders oor Job sê? Hoekom sal hy dit sê? Hy sê dis waar. Maar weet jy wat? Job het dit vir my gesê. Hy het die verkeerde goed gesê, maar hy het nie weggedraai nie. Hy het nie my een kant toe gestoot nie. Hy het my nie gelos nie. In sy frustrasie, in sy donker tye, het hy nog steeds na my gebid. Hy het my nie gelos nie. Hy het aan my vasgehou. En julle weet julle wat is die uiteinde van dit? Wat beteken dit? Dit beteken dat die Satan verloor het. Hy is verslaan, want die Satan het gesê, hy is net lief vir jou om iets om met jou uitkry. En toe hy niks daar uit hierdie verhouding uitkry nie, toe word Satan verslaan, want hy is regtig lief vir God. Dit is wat daar gebeur. En die einde verloor Satan. In hierdie Psalm bid die skrywer en sê, duisternis is 'n beter vriend as U, Here, maar ten minste sê hy dit ook vir God. En wat hier gebeur is, in sy donker tyd verloor die Satan ook. Baie keer dan dink ons dat hy wen in ons donker tye. Dis wanneer hy slaag. Maar dit beteken dat wanneer ek in my donker tye, wanneer jy voel of God nie teenwoordig is nie, of hy nie daar is nie, en jy hou nog steeds vas aan God, en jy bid nog steeds tot God, en jy sê vir hom, Here, ek is nie God nie, U is God, U weet alles, U ken alles, en ek sit my lewe in U hand neer, en ek gaan nog steeds bid, en ek gaan nog steeds kerk toe gaan, en ek gaan nog steeds sing, en ek gaan nog steeds lief wees vir my naaste, en ek gaan nog steeds doen wat ek moet doen, want U is God. Dan, julle, is jy nie in 'n transaksionele verhouding met God nie. En dit is ook waar die Satan verloor. Want selfs in ons donker tye, wanneer ons na God uitroep, dan eer ons vir God. Julle, hierdie is die stukkie genade. Dat
in ons donker tye, dan val, en as ons hierdie ding verstaan, dan verval die transaksionele verhouding weg. En wanneer God na ons kyk, dan sê hy dieselfde wat hy oor Job sê. Hierdie mens, hierdie ou, hierdie vrou, is lief vir my, nie oor wat hulle uit my kan uitkry nie, maar omdat hulle in verhouding met my wil wees. It's powerful. Die laaste ding, wat hierdie Psalm ons leer, is dat donker tye is relatief. Donker tye is relatief. Nou die skrywer van hierdie Psalm het nie geglo dat sy donker tyd klein, relatief en geïsoleerd is nie, wat dit net 'n klein gedeelte van sy lewe is nie. Dis nie wat hy sê nie, hy het geglo dat sy donker tye is absoluut en permanent. Hy sê dit, hy het nie net gesê dat dit my gevoel of God nie by my is nie. Hy sê God is nie hier nie. God het my verlaat. God is nie hier teenwoordig nie. Hy oordryf en hy sê nooit, hy was nog nooit in my lewe teenwoordig nie. So, hy het nie geglo dat dit wat hy beleef is geïsoleerd en tydelik nie, maar absoluut en permanent. Nou, ons weet dat hy verkeerd is. Vandag weet ons dit, want ons weet dat sy swaar kry en sy donker tyd net tydelik was. Hoe weet ons dit? Wel, ons weet wie dit geskryf het. In die begin van die Psalm sê wie dit geskryf het. Dit is Heman. Heman is 'n ou wat klomp gebede geskryf het, klomp liedjies geskryf het, en julle wat letterlik mense, miljoene mense, reg oor die wêreld, oor die eeue, se lewens verander het. Jy weet hoe koolstof wat onder druk geplaas het in diamant verander? Dit is 'n bietjie wat met hom gebeur het. Die goed wat in sy lewe gebeur het hom gemaak en gevorm op 'n plek waar hy 'n diamant vir mense kan wees. Iets vir mense kan gee van waarde. 'n gebed soos hierdie wat mense se lewens verander oor eeue. Wat mense perspektief gee oor wat gebeur wanneer moeilike tye met jou gebeur en hoe moet ek daarmee deel? Wat moet ek daarmee doen? Op dieselfde manier, julle, kan ons weet dat dan voel dit vir jou of God nie teenwoordig is nie. Hy het jou nie verlaat nie. Ek en jy kan weet dat God steeds by jou is en aan die werk is. Want baie keer voel ons, hoe kan God in die werk wees in hierdie omstandighede vir my? Maar die groot vraag is, hoe weet ek dit? Hoe weet ek dat dit waar is, Stefan? Jy sê dit, maar hoe weet ek dat dit is waar? Hier is hoe ons dit kan weet. En God trek nog ons die touwtjies hier by mekaar, dit is ongelooflik hoe hy werk. Aan die einde van Psalm 39, dan eindig dit met hierdie idee dat God het sy gesig van my af weggedraai. Hy stel nie belang in my nie. Hy het sy gesig van my af weggedraai. Die einde van Psalm 88 wat ons gelees het, eindig met hierdie woord wat ek gesê het, donkernis, duisternis. So God wat van my af wegdraai, en dit is hierdie duisternis. Klink dit nie vir jou bekend nie? Het jy nie dit al iewers gelees nie? Kom ek sê vir jou, waar lees ons dit nog? Matteus 27 vers 45. Van 12 uur af het dit oor die hele land donker geword, tot 3 uur die middag. Teen 3 uur het Jesus baie hard uitgeskree, my God, waarom het U my verlaat? Op daardie oomblik het die swaar gordyn in die tempel in 2 geskeur, van bo tot onder. Die aarde het gebewe en die rots het uitmekaar gebars, selfs die grafte het oopgegaan en God het die liggame van baie gelowiges wat reeds dood was, weer lewendig gemaak. Heman het gedog dat God hom verlaat het en dat God van hom vergeet het en hy het gedog dat hy duisternis ten volle beleef het. Maar nee, ons weet dat dit is nie waar nie, maar wat ons wel weet is dat Jesus het die totale duisternis en verlatenheid gekry wat Heman gedink het hy kry. Toe Jesus op daardie kruis hang, was hy regtig verlaat. Hy het nie net so gedink nie, of gedink hy voel dit nie. Nee, hy sê dit, hy sê, my God, waarom het U
my verlaat. Op die kruis is dit die enigste plek waar Jesus regtig beleef het, hoe God sy gesig van hom af wegdraai. Almal het hom alleen gelos, sy vriende het hom alleen gelos, sy disippels het hom alleen gelos, sy familie het hom alleen gelos, sy Vader het hom verlaat. Hy is die enigste mens wat regtig duisternis as sy enigste vriend beleef het. Die enigste een wat daai stelling kan maak. Hoekom? Omdat dit nodig was. Omdat dit nodig was dat God al ons sonde op Jesus moes stort. Jesus het die straf gekry wat hy nie verdien nie, maar ons verdien het. Jesus het die duisternis op homself geneem, sodat wanneer jy in hom glo, dat jou sonde weggeneem kan word. Want weet julle wat? Satan is eintlik reg oor ons. Eintlik is ons die tipe mense wat ander mense uitbuit. Eintlik gebruik ons ook mense, sodat ons kan wen. Ons is ook die tipe mense wat self gesentreerd is. En ons verdien dat God eintlik sy gesig vanaf ons wegdraai. Ons verdien die duisternis wat Jesus verduur het. Tim Keller sê, Jesus experienced darkness as his only friend, so that you can know in your darkness that Jesus is still your friend. Jesus was truly abandoned so that you can only feel abandoned. He is not going to abandon you because Jesus Christ has taken the penalty. Julle toe Jesus in die tuin van Getsemane was en hy besef dat om hierdie mense te red, gaan ek nou my lewe moet gee. Ek gaan nou moet doodgaan. Toe hy besef dat daai duisternis en daai donkerte gaan hom nou oorval. En dat dit die enigste ding is wat moet gebeur, die enigste manier is. Kies Jesus om te bly. Jesus kies om ons nie te verlaat nie in die diepste donker tyd van sy lewe. Want dis waar hy dit kon gelos het. In die diepste donker tyd van sy lewe kies Jesus om ons vas te hou. Hoekom dink jy gaan Jesus jou dan verlaat in jou donker tye? Hy sal nie. Jesus sal nie. En hy gaan nie. En hy hou ons vas. Onthou julle daai sarkastiese vraag wat Heman gevra het, sal die dooies opstaan om U te loof? Wel, as jy 'n Christen is, dan is die antwoord ja. Ons glo in 'n wonderwerk God, wat ons gaan maak leef, wat ons heel maak en mooi maak, en ons met hom vereenselwig. En dit is waaraan ons vashou. En wanneer ons die nagmaal doen, wat ons nou gaan doen, dan word ons herinner aan dit. Ons word herinner dat God ons vashou. Dit is eintlik so mooi, ons het net 2 sakramente, die doop en die nagmaal, en al 2 van hulle dui op dieselfde ding. Jesus Christus, wat dit moontlik maak vir ons om deel te kan wees van sy huisgesin, en dat hy alles gegee het vir ons om deel te kan wees. Dit is wat nagmaal ons aan herinner. Amen. Hemelse Vader, Here, ons wil so dankie sê. Here, dat U gekies het om ons vas te hou. Here, dat U kies om deur hierdie donker duisternis te gaan waar die Vader sy gesig wegdraai, sodat ons nie hoef nie. Here, dankie dat ons herinner word met
met hierdie nagmaal, dat U sal alles gee, letterlik alles, sodat ons met U in verhouding kan wees. Dis 'n verhaal waar die skrywer eintlik so verlief raak op die een wat lees, dat hy self ingryp om hulle te red.